Good day, viewers, and welcome to episode number 104 of Irongo Talk, brought to you from Aphrodite Beach. I am Otis, your host at the coast. Today we celebrate No Bra Day, and it's been done to show your support for persons with breast cancer. As usual on a Tuesday, we bring you the news, Grumpy's fishing report, and the weather, as well as the tides. We also feature an interview with our very Mr. Need for Speed, Jan Martin. So, motorsport fanatics and petrol heads, this is a definite must see for you. Remember, our loyal viewers can win their share of accommodation vouchers for the upcoming Namibia Tourism Expo, being given away by Namibia Media Holdings. All you need to do is answer the pop-up question during our show. These vouchers are redeemable at any accommodation stand at the expo from the 4th until the 7th of November. Stay tuned, we'll be back in a moment. Dinsdag is dan ook Irongo dag en julle kan 4 bladsye propvol nuus in vandag se Republikein kry. Dit is nou Irongo streeksnuus. So in vandag, ja, en ons doen sommer dinge in Afrikaans omdat dit Irongo dag is. So in vandag se nuussegment, the Dolphin Schools was die eerste skool langs die kus wat hulle matriekafskeid Vrydag aand by die Oceans restaurant op Walvis Bay gehou het. Die tema vir die geleentheid wat deur graad 18 graad 12 leerders bygewoon is, was heel gepas Survivor 2020. Saterdag aand het 81 graad 12 leerders van Walvis Bay privaat skool se afskeid gevolg met die tema Antieke Griekeland. Komende matriekafskeidfunksies sluit in die van die hoërskool Duneside op 24 Oktober, Pro-Ed Akademie op 28 November en dan die Duine Sekondêre Skool op 11 Desember. Nou beweeg ons bietjie na Henties Bay toe, waar 'n sopkombuis onder die toesig van Spar merkwaardige werk doen op die dorp deur gereeld kos aan minder bevoorregte gemeenskapslede te voorsien. Die sopkombuis in Omdel word vanuit 'n vraghouer bedryf wat toegerus is met 'n stoof wat gebruik word om elke dag kos vir ongeveer 80 kinders voor te berei. Volgens die departementele bestuurder van Spar Henties Bay, meneer Karel Achenbach, het die sopkombuis tydens die COVID-19 inperking 3 keer per week kos aan meer as 400 kinders voorsien, as ook nie bederfbare kospakkies aan behoeftige lede van die gemeenskap. Nou hierdie sopkombuis is al vir 15 jaar in werking. Dan is daar 'n splinternuwe privaat skool op Walvis Bay gestig. Volgens mevrou Kim Kok, die eienaar en skoolhoof van die privaat skool, Desert View, akkommodeer die skool vanaf kleuters tot leerlinge in graad 12. Die gebou wat uit 35 klaskamers sal bestaan en ook 'n verskeidenheid naskoolse aktiwiteite sal bied, word tans opgeknap. Kok sê, hoewel die skool 'n goedkoper opsie sal wees, sal Desert View eerste klas onderrig bied. Die registrasieproses daar het reeds begin. Sy sê hulle beoog om minstens 150 leerlinge in te skryf en beplan om volgende maand 'n oop dag te hou sodat ouers die nuwe skool kan besoek. Desert View sal alle leerlinge verwelkom. Hoewel dit 'n hoofstroomskool is, sal dit nie leerlinge wat akademies sukkel uitsluit nie. Ongelukkig kan hulle nie leerlinge met liggaamlike gestremdhede akkommodeer nie, het Kok bygesê. And now for some harbour news. The Namibian Ports Authority, Namport, will welcome new Chief Executive Officer Andre Kanime on the 1st of November 2020 for the next 5 years. Kanime holds a Master's in Business Administration and Honours degree in Accounting and Finance, as well as 3 undergraduate qualifications in the fields of Business Management, Human Resources and Public Administration. He is currently employed by First Rank Namibia Group as the Chief Human Capital Officer. He has operated at executive management level for over 17 years and has also held several senior management positions and directorships, which inter alia include being the Acting Director General at the Namibian Broadcasting Corporation. He presently serves as a non-executive director of Nampower
and just retired from the NBC board. He also served on the board of Namport for 9 years, during which period he developed a strong understanding of and experience within the transport and logistics industry. Kevin Harry, the executive for finance, was the acting CEO after Busy Urap joined the Namibian Airports Company. And that concludes your news segment for today. Now you can catch these and many more stories on our website www.irongo.com.na. Saam met ons hier is motorsportlegende Jellen Martin. Jellen, vertel net vir ons, julle het hierdie naweek 'n rally sprint gehad. Verduidelik maar net vir ons wat so 'n bietjie dom is as dit kom by motorsport, wat presies is 'n rally sprint? Rally sprint was vir 2 redes gedoen. Eerst om te verduidelik wat die rally sprint is 'n eendag event waar ons een stage uitskrywe. Die stage was so 6.73 km lang. En dan die idee is om elke persoon 3 rondes te gee, soos het hom pas deur die loop van die dag. En as hy voel hy wil nog ry, kan hy weer re-ente en weer 3 loops kry om te ry. Rally sprint is ook van so hard dat jy ry nie vir tyd regtig nie. Ons vat tyd om net vir jou idee te gee. Wie was vinnigste vir die dag, maar jy ry nie vir 'n trofee nie, jy ry nie vir erkenning nie. Dit is uit en uit 'n fun day. Dit word nog steeds goedgekeur deur die NMFS, soos we nog steeds wil doen aan volle reëls en regulasies. Safety is een van die grootste goed. En die rede hoekom ons die keer die rally sprint gedoen het, was om aan die NMFS te bewys dat ons kan met al die COVID safeties wat verwag word van ons die event aanbied. En dit was 'n voorsmaakie om te sien of ons die rally wat ons in November maand wil aanbied, of ons dit suksesvol kan aanbied. En ons het byvoorbeeld voldoen aan al die sanitizer rules, die distance rules, temperature met telefoonnommers van persone en sulke goede. So ons het probeer om alles te doen wat van ons verwag word en ewen by die FAA voorskrywe. Ons het probeer om die totale mense ook te beheer. Ja. Was bietjie moeilik, maar ons het baie ernstig met die mense daaroor gepraat en gesê as dit nie nagekom word en 'n sprus gebreek word, gaan ons dan nie toestemming kry nie. En dit was 'n goeie dag gewees. Okay. Dit was regtig 'n goeie dag gewees. Nou, hoeveel drywers het omtrent deelgeneem in die rally sprint? Ons het omtrent so 13 rallykarre gehad en ons het omtrent so 8 MX motorfietsse gehad en omtrent so 4 quads het ons gehad. So wat ons doen in 'n rally sprint, maak ons die dag ook vir die motorbike ouens ook. So hulle kan ook op die roete kom ry. En dit is, soos ek weer vir jou sê, dit is uit en uit onskuldige, veilige van vir die dag. Dit is nog steeds onder beheer, dit word nog steeds, soos ek weer eens sê, die rules en regulaties nog steeds nagekom word. Die NMFS gee dan vir ons nog steeds hulle versekering, wat vir ons medies en vir ongeluksituasies beskerm. Ja. So as jy dat ons net roekeloos gaan speel in die ergens en so, daar is nog steeds rules en regulasies wat ons naam ontkom. Kan jy dalk onthou wat was die beste tyd van die dag? Zachary het so 'n 5 minute iets gedoen, wat redelijk baie vinnig was. En dan Osvaldo Mendes was die tweede vinnigste met sy Subaru. En dan die quadbikes, ek sal die results vir jou stuur, dan kan jy dit sien. Maar het was nogal goed geweest. Okay. Maar jy het nie gery Saterdag hè? Nee, ek het maar gespeel die mechanic en die werker en ek het die pit aan die gang gehou en die organisering gedoen. So die man behind the scenes. Ja, laat ek maar sê, ek weet nie, laat ek maar sê my seun het hom geniet die dag. Okay. Laat hy maar nie so onderdruk is heeltyd as 'n mens rallies en ja, maar ek sal nogal goed, as lekker kompetisie tussen pa en seun. Hy is regtig, ek moet eerlik sê, hy is, elke ouer moet altyd maar goed te sê van sy seun, maar kom ek gaan vir eerlik sê, hy is en hy gaan nog in 'n stekende racing driver word. Ja. As hy nou reeds is nie. En ek kan julle verseker sê, ek sal my sokkies van ver optrek as ek nou wil voorbly. Ek binnenkort sal ek maar volg en nie meer voorry nie. Aha. Het sal ook 'n tydjie vat vir hom dat. Sê.
Ja, sê nou, Ellen sê vir my die drywers wat Saterdag deelgeneem het, was dit plaaslike drywers of is dit mense van ander plekke ook? Man, ons het so Windhoekse mense gehad hier so. Windhoek, ons het meer motorfiets mense van Windhoek gehad. Omdat dit 'n rally sprint is dit nie feasible en reeds oor die finansiële situasie wat ons almal in Namibië is dit nie feasible vir mense om van ver te kom het. Meer die locals konsentreer, maar ook met gesê, Walvis Bay Motor Club het die meeste rally drivers om 'n event aan te bied. So die 13 voertuie wat daar was, is almal Walvis Bay Motor Club se members. So ons het genoeg mense om 'n event soos dit aan te bied, as jy verstaan. Ja, nee, dit maak heeltemal sin. Nou, sê net gou vir my Ellen, COVID-19 het gekom. En dit het seker julle se planne ook heeltemal in die wiel ingery. Hoe het hierdie pandemie vir julle geaffekteer motorsport? Wat planne gehad het vir die jaar? Ons het baie sponsors verloor. Sponsors het hulle sponsors teruggetrek weens omstandighede. Ons het beplanning gemaak vir National Championships. Rally was een van die meest fortunate kodes wat nog 2 national stages en rallies kon aangebied het vir die jaar. En huidiglik, soos ek nou met julle praat, sit ons met 'n moontlikheid dat die National Championship vir die hele Namibië gekanselleer is. Ons probeer hard om dit weer met toestemming te vra of ons nog rally kan aangaan vir die jaar. Andersins gaan daar geen motorsport wees vir die res van die jaar nie. Dis 'n groot en 'n diep slag vir motorsport. En ek kan vir julle sê dat baie mense het gesneeuwel met die financiële situasie. So ons weet nie hoeveel kan recover of even gaan weer voortgaan met motorsport in die toekoms nie. Presies. Wat is dan die toekoms van die Walvis Bay Motor Club? Walvis Bay Motor Club, soos jy self weet, het ons al reeds die Ovaltrek ook verloor. Ovaltrek het tot niet gegaan. Ek het 2 jaar laas gery. Ek was byvoorbeeld 4 keer was ek in Namibië kampioen geweest. En nou kar staan het. Ja, was se kar staan, Frankie Boerus se kar staan. Al die local Vernon Knowles allemaal op se kar staan het. En dan sit dis een van die motorskodes wat doodgegaan het. So net soos dit doodgegaan het, gaan daar veel van die anders moontlik ook dieselfde paadjie volg, maar die keer gaan dit nie wees oor persoonlike redes of whatever die probleem was voorheen nie, die keer gaan dit wees finansiëel. Finansiëel is die grootste kniehalter. Maar kom ons fokus 'n bietjie positief. Wat is so lekker om agter hy wiel te klim, Ellen? Wat is vir jou die highlight as jy agter hy wiel klim? Van die groen mamba, is dit die groen mamba? As 'n besigheidseienaar, julle mense kan dit nie verstaan nie. Hulle dink ek is 'n adrenaline junkie of ek wil net spoed onder my voet. Ja. Dit is eintlik die idee nie. Ja, dit is seker dit pomp die are en alles, maar ek gaan vir julle sê 'n naweek soos 'n racing naweek sê jy af van alles in die lewe en en is lekker, is fun. Dit is gevaarlik. Dis hoekom jy moet veiligheid reëls moet nakom. Daar is dissipline. Ek gaan vir julle sê, daar's meer dissipline in motorsport as in veel ander sporte wat jy kan kry. En ek kan niks van dit wys nie, maar ek gaan vir julle verseker, motorsport is vir my seker een van my hoogtepunte in my lewe. Ja. En om dit met my vriende te deel en met my familie en my seun, maak dit nog beter. Presies. Ellen sê, gaan julle miskien drags hou iewers in die tyd in, of is dit ook out of the question? Drags is mors dood, dat is niks he. Windhoek is van plan om 'n moontlike club event aan te bied, wat eendag sal circuit racing wees, en dieselfde naweek wil hulle ook moontlik 'n friendly drag aanbied. Dit is nog nie bevestig nie, Bridget Slammet is besig om dit te reël. So ek hoop dit gaan bewerkstellig dat ons met least 1 event kan kry vir die jaar om te gaan. Ja. Ons het byvoorbeeld nog geen langbaan wat ons op Tony Rus doen, het ons gery die jaar nie. Sure. So jy sê die motorsport community is baie klein hier in die kus of in die land. Verskillende kodes, né? Ja. Ons was die grootste op 'n tyd met Ovaltrek. Ons is die grootste, ons is by verre die grootste groep vir rally. En dan skaal dit af. Drags is meer Windhoek. Ja. Walvis Bay het mense, swak op het basis niks he.
En oval trekkers was maar nou nie meer daar nie. Circuit racing is op windhoek gebaseer. Omdat die baan in windhoek is, het ons maar net 2 mense, ek en my seun van die kus wat daar ry. Tracks is windhoek soos ek gesê het. Ja. En rally is ons maar die grootste die kant, ja. Okay. En dan enige finale woorde van jou kant af, Ellen? Weet jy wat, ek hoop net dinge kan bietjie beter raak. Ja. Ons net weer kan motorsport doen. Jou vriende, julle sal nie glo nie. Ons is so toegesluit in ons huise gewees en jy het niemand gesien nie. Daai dag waar ons rally in bed, dis so togetherness, jy kan die Ja. vriende sien, 'n bietjie chit-chat en sulke goeders. Dis nogal iets wat ons weer moet doen want ons het dit nodig as individues en net ons om menslikhede weer reg te kry want die COVID het ons so paranoia dat jy wil aan niemand raak, jy wil aan niemand kyk, jy wil nie in iemand se company kom nie. Jy sal liewer vir jou toesluit vir jou TV voor jy wil buitekant toe gaan. Ja, ek dink is ongesond. Vir klomp redes weet ek waaroor die COVID gaan, maar ook ons menslikheid moet ons weer terugkry. Dis so. Nee, baie dankie, Ellen. Plesier is my noem. And now for your fishing report. More magnificent catches were reported this past week with mile 72 and the surrounding fishing areas reigning supreme, reports Grumpy. What is especially amazing is the size and condition of the kop that were landed in areas like Canopy, Adrisagat, Bakleigat and Horingby. Kop were caught quite readily with anything from just sized up to the 3 kilogram and 5 kilogram range. The aforementioned areas are known for producing great kop and are expected to continue giving good fish right up until winter next year. So catches eventually slow down a bit before the kop return in the warmer months like September and October. And then Grumpy advised that you should keep in mind that palkies will slowly start producing bigger fish too. They enter the palkies and sandwich areas to breed, and the run, as it is known in Namibia, starts full force during December and lasts right up until March. Also remember that one may not fish from 1 January until the end of March in the palkies area, so rather keep your distance, Grumpy advises. The snook are still some way out and a little bit across from Henties Bay, so this is slightly too far for the ski boats to run out to. It's just a matter of time before the delicacy arrives in the waters of Swakopmund, says Grumpy. Now for those hunting for shark, the spotted gullies were biting readily around Swakopmund. Areas like the pump station and Drakatana are the go-to spots. Fishing conditions seems to remain favorable for the next week, and Grumpy wished all anglers tight lines, singing reels and bended rods. And now for your weather and tides. We had a high tide at 2 minutes past 1, with a second high tide due at 28 minutes past 1. The first low tide arrived at 24 minutes to 7, with another low tide coming in at 9 minutes past 7 tomorrow morning. The sun was out between 6:26 and 6:32 and is expected to set between 1 minute to 7 and 6 minutes past 7 for the major towns in the Erongo region. Moving on to the predicted temperatures. For Walvis Bay, a maximum of 19 with a west-northwestern wind conditions, and tomorrow a maximum of 14, a minimum of 14 and a maximum of 19.
Swakopmund, a maximum of 17 for today with north-northwestern wind conditions. And then for tomorrow, a minimum of 14 and a maximum of 18. Henties Bay, a maximum of 18 with a north-northwesterly wind in the area. And for tomorrow, a minimum of 14 and a maximum of 19. Arandis, a maximum of 29 with a south-southwesterly wind. And then for tomorrow, a minimum of 15 and a maximum of 35. Usakos, a maximum of 39 with east wind conditions. And for tomorrow, a minimum of 18 and a maximum of 40. Then Karibib, a maximum of 38 with north wind in the area. And then tomorrow, a minimum of 19 and a maximum of 39. And finally, Omaruru, a maximum of 38 with east wind conditions predicted. And then for tomorrow, a minimum of 20 and a maximum of 38. And that concludes your weather. All good things unfortunately have to come to an end, they say. And I hope you've enjoyed the content of our show today. Irongo Talk is an extension of our website, www.irongo.com.na. I repeat, www.irongo.com.na, and our Irongo 24/7 Facebook page. We are a family of an estimated 70,000 online followers, and you are most welcome to join us. Go like and then click on the links on our Facebook page to access any of the stories we talked about in today's show, or for information about services as well as adverts. If you need to advertise or promote a product or your company, this is the place for you to be. Send us a WhatsApp at 08117 00040. I repeat that number for you, 08117 00040, and we will get in touch with you. You are also most welcome to drop us clips of what's happening in your community. Stay sanitized, healthy and safe. Also wear those masks at all times and adhere to the curfew regulations when you are in public spaces. Keep your social distancing. Protect yourself. Cheerio.